Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Almal weet seker hoe lyk 'n doolhof of 'n maze. 'n Doolhof, daai een is nou fancy want hy's nou rond, so hy seker dalk meer moeilik, maar mense kry mos altyd daai dis jy moet of die kant of daai kant en dan loop jy en dan is dit weer of die kant of daai kant. En jy kan lekker verdwaal in so 'n doolhof. Nou, ek weet nie van wie van julle nie, maar om te verdwaal is nie lekker nie. Verdwaal gebeur nie meer vandag so baie nie, want ons almal het 'n geprogrammeerde stem wat met jou praat en wat vir jou die pad kan wys. Maar partykeer verdwaal ons nog steeds, want Rebecca se kop raak ook deur mekaar as sy nie die satelliet lekker opvang nie. En dan recalculate sy jou en dan ry jy ook in die ronde. Maar een so jaar in Desember is ons met verlof en ons is in Durban en 'n mens was nie met verlof as jy nie met die berge ook was nie. So ons is nou van Durban af op pad Kylie toe. En ons ry die N3. En daardie dag weet ek nie wat verkeerd gaan nie, maar ek sien Ferdi sit sy flikker af by 'n bord wat te min klinkers het in die woord, om te sê ons gaan na 'n dorp toe, want dit is sulke woorde, en ek weet hier kom moeilikheid. En ek sê vir hom, liefie, hoekom draai jy hier af? Ons moet nog nie hier afdraai nie. En hy vat hierdie afdraai, en ek weet hier kom moeilikheid. Liefie, hoekom draai jy af? Want dis die pad wat ek moet vat. Ek sê, dit is nie. Escort lê voor ons, Escort lê agter ons, sê hy. Ek sê, is nie. Escort lê nog voor ons. Weet jy hoe klink dit in 'n kar? As 'n mens begin verdwaal en jy stry oor die rigting. En hy sê, liefie, die Escort lê agter ons, en ek sê vir hom, is nie, Escort lê voor ons. So ry ons. En ons ry. En ons ry, en ek ken nie die pad nie. En ons ry later deur hierdie dorp, wat nie klinkers in het nie. En jy kan sien, hierdie mense is nie gewoond aan mense nie. Want almal los alles waarmee hulle besig is, en hulle staar vir ons. En ek sê vir hom, liefie, tot die hoender staan stil, ons hoort nie hier nie. Vra net vir iemand. So vra hy. En hierdie man sê, just go straight, sir, just go straight. En hoe gaan jy straight by 'n tee? Just go straight. En so gaan ons straight, vir 'n uur lank. Ry ons met 'n pad wat later so smal word. Die kinders is ek sien 'n polisiestasie, ek dink, laat ons hier gaan uitvind. Nee tannie, ons mag hier uitklim, hier is te gevaarlik. Sê, wie wat gebeur wanneer mens verdwaal, en jy glad nie meer weet nie? Dan beteken dit, draai om, ry terug waar jy die fout gemaak het. Klim terug op die pad. Ons het 'n uur ingery, ons moes 'n uur terugry. Op die N3 kom, 'n eentjie aangery, en wat? Hier sit Escort. Toe kon ons net verby Escort ry en die regte afdraai pad vat. Maar die atmosfeer raak nie baie lekker in die kar nie, want 'n mens luister vir die stem wat vir jou sê, jy maak 'n fout partykeer nie. En daar was 'n tyd, toe God die mens gemaak het, in die tuin van Eden, was daar 'n perfekte, volkome atmosfeer. Die mens was in harmonie, met alles wat rondom was. Hierdie pragtige geskape tuin, en God was daar, en hy het met die mens gewandel. Alles was volmaak. En op 'n dag, kom die duiwel by Eva, en hy verlei haar, om sonde te doen. En daardie dag, het Eva gesondig, omdat sy haar eie oordeel, en haar eie standaard, van wat sy dink goed is, gevolg het. En van daardie dag af, is alles deur mekaar. Wat bekend was nie meer bekend nie, want nou moet hulle uit die tuin van Eden gaan. En van die oomblik, wat sonde deurgedring het, na hierdie lewe, na hierdie aarde wat ons ken, is alles bederf en sleg gemaak. Het dit amper soos 'n hele groot doolhof geword, want die lewe is nie altyd maklik nie. Daar's baie afdraaipaaie, daar's baie stemme, daar's baie op en af. Daar kom kere wat jou vrae meer is as die antwoorde. Kere wat dit vir jou voel, ek is by moedeloos verby. Kere wat dit voel, ek weet net nie meer nie, is hier enige pad hieruit? Is daar enige manier dat ek weer op my voete kan kom? Is daar enige manier dat ek gaan slaag?
En ek wil vanmôre vir julle sê, as Eva in 'n perfekte omgewing gesondig het, hoeveel moeiliker is dit nie? Want die omgewing waarin ons lewe is onvolmaak. Dis bederf, dis vrot gemaak. En daarom het ons rigting nodig. En ons kan slegs rigting verkry by God. Hy is die enigste een wat die plan het. Ons kan by 'n doolhof inloop en ons kan reguit deur aan die ander kant uitloop. As ons 'n stem het wat die heeltyd vir ons sê, draai links, draai regs, gaan reguit. Maar as ons ons eie stem begin volg, of ons eie redenasie, kan ons onsself in 'n situasie bevind waar ons nie weet watter kant toe nie. En ek wil vanmôre aan julle voorhou, 2 mense in die Bybel, wie God se stem gehoor het. En die eerste een was Moses. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as jy self op die plek gekom het wat jy sê, weet jy wat, ek het geen rigting nie, ek het geen hoop nie, ek weet nie of ek die regte stem hoor nie, wil ek vanmôre vir jou sê, byt vas, skep moed. Want Johannes 10 vers 4 sê, en wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, omdat hulle die stem van die vreemde nie ken nie. En vanmôre wil ek vir jou sê, Jesus is ons herder. En die skape ken die stem van die herder. Skape kan nie redeneer nie, skape is dom, skape kan nie vir hulle self sorg nie. Maar hulle volg die stem van die herder. En vanmôre is Jesus ons herder wat voor ons uitloop, wat voor ons wil uitloop, sodat ons voete nie verstrik sal word nie. Die vyand, die dief, die rower het gekom om te slag en te verwoes. Die rower, die dief, Satan het gekom om jou voete te verstrik, sodat jy kan verdwaal en nie kan weet watter kant toe nie. Maar as ons net ons herder sy stem volg, sal hy vir ons rigting gee. Om die stem van die Here te kan ken, is 'n groot voorreg. Maar hoe weet ek dit? Hoe kan ek weet of ek die regte stem hoor in hierdie doolhof van die lewe? En veral wanneer die geraas rondom my al hoe moeiliker word. Jy sien, daardie dag toe ons verdwaal het, was daar 3 backseat drivers ook. En hoe meer ons sê, nee, maar dit kan nie, hoe meer is die, elkeen het 'n opinie. En dit raak al hoe meer, en as daar net stilte kan kom, dat ons kan besluit, weet jy wat, ons gaan terug waar ons verkeerd gery het. Partykeer is die aanslag op jou lewe so erg, dat het vir jou voel, jy kan nie eers asemhaal nie. Die angs word te veel, die benoudheid word te veel, en wat vir my so mooi is van Dawid, hy bid in Psalm 25, en hy sê, die benoudhede van my hart is so wyd uitgestrek, en dan sê hy, Here, lei my uit al my angste. Daar kom kere wat ons so bekommerd oor soveel dinge, en ons weet ons kan niks daaromtrent doen nie. Here, lei my uit hierdie verknorsing, lei my uit al my bekommernis uit. Johannes 10 vers 14 sê, ek is die goeie herder, en ek ken my eie, en word deur my eie geken. Jy sien, wanneer ons moeite doen, om God te leer ken, in sy woord, dan gaan ons die aard, en sy natuur, en sy karakter leer ken. Waarom ons moeite maak, om in ons gebedslewe te sê, Here, ek vat halfuur nou, en ek vat 'n halfuur net nou, en Here, ek maak tyd om af te sonder, om met u te praat, en na u stem te kan luister, begin leer ek hierdie stem ken. Gebed is so belangrik. Het is so belangrik om met hom te kan praat, maar ook om stil te kan word en toe te laat, dat hy met jou terugpraat. En ek wil vir jou vanmôre sê, wat God sê, sal altyd deur sy karakter en sy woord vir jou bevestig word. As jy vir God 'n antwoord vra, gaan sy woord dit bevestig. Sy karakter van wie hy is, gaan dit bevestig. Maar daar moet 'n plek wees, waar ek teruggedraai het. Ek sê, Here, nou begin ek van vooraf. Daar moet 'n plek wees, waar ek oorgegee het en gesê het, Here, nie my wil nie, maar u wil, ek kies om u stem te volg. Here, kom vat beheer, en lei my op die regte pad. Jy sien wat help dit om verdwaal te wees, en dan nog te stry, as jy die regte rigting hoor. Ons moet gehoorsaam wees. En God gee ons sy gees,
sodat ons kan onderskei tussen sy wil. Angs en benoudheid versper ons pad. Dit beïnvloed ons rigting, dit beïnvloed ons denke. Maar Dawid sê, my oë is op die Here, want hy lei my voete uit die vangplek uit. As ek rigting en koers in my lewe wil hê, dan beteken dit my oë moet op die Here wees, sodat hy my voete uit al hierdie angste kan uitlei. Dawid erken dat dit net die Here is wat weet. En by Dawid leer ken ek 3 dinge. Die eerste ding is hy werk saam met dit wat God vir hom sê. Hy is gehoorsaam aan die stem van die Here. En hy vertrou die stem van die Here. Nou kom ons by Moses. God roep vir Moses vir dit waarvoor hy voor geboorte alreeds voorberei het. Moses sou God se volk in die beloofde land inlei. En God roep Moses en hy sê vir hom, Moses, ek wil hê jy moet my volk uit Egipte land uitlei. En Moses is so bang, hoe gaan die volk hom nie verwerp nie? Hy het in die paleis groot geword. Hy hakkel. Hy is bang. Moses is die een wat hierdie volk gaan moet rigting gee. Hierdie mense gaan hom moet vertrou, maar hulle ken hom nie. Jy sien, God het die stem van sy volk gehoor terwyl hulle verdruk word, terwyl hulle benoudheid groot word, terwyl hulle verdwaal was, terwyl hulle swaar gekry het. En God het besluit, hy wek iemand op om sy volk uit te lei na die plek van sy belofte. Jy sien, want die belofte wat God aan Abraham, Isak en Jakob gemaak het, om die volk in 'n beloofde land te bring, sou nie in Egipte in vervulling gekom het nie. Die volk moes trek om daar die belofte te ontvang. En al was Egipte hulle geboorteland, al was dit die plek waar hulle die kultuur geken het, waar hulle die gebruike geken het, is hulle in hierdie omgewing waar hulle so verstrik word om God se stem te hoor, dat hulle uit hierdie omstandighede uitgelei moes word. Daar was nie 'n padkaart nie, daar was net 'n woestyn. En Moses wat hierdie volk moes lei. En dan weet ons, hierdie was ook 'n hardkoppige volk. Op 'n stadium sê Moses, Here, hierdie is 'n hardnekkige volk. Daar was 'n paar keer wat Moses dit heeltemal verloor het, wat hy so moedeloos geraak het met hierdie volk, wat so murmureer en so kla en so stry, want God is besig om hulle te lei, om die belofte te ontvang, maar hulle wil die hele tyd terugvoeter in die verkeerde rigting, want dis wat hulle ken. En in Genesis 32 vers 34 sê Moses, bevestig die Here aan Moses, gaan nou en lei hierdie volk waarin ek jou gesê het. Want waar God sê, daar kom sy belofte in vervulling. En dan help dit nie ons bly sit waar ons is nie. Ons moet opstaan en doen wat die Here van ons sê. En in Exodus 33 staan daar, en Moses het elke keer sy tent geneem en buite die laar gaan tent opslaan. Want dan daar spreek die Here met Moses, van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend. Moses het geweet hoe afhanklik hy van God was om hierdie volk te lei. Moses het ook nie die dag van môre gesien nie. Moses moes net seker maak dat hy die stem van God hoor. Dis die enigste manier. En ek wil vandag vir jou sê, mens, die enigste manier om vandag rigting in jou lewe te hê, om te weet, jy is op pad na sukses, om te weet, God voorsien in my behoefte, om uit al my bekommernis gelei te word, beteken, ek moet ten volle op God vertrou. Ek moet daagliks net sy aangesig soek. Ek moet sy stem hoor. Moses het geweet hoe verlore hy is, as hy net op homself moes staat maak. En daarom het hy tyd gemaak. Hy het sy tent gevat, en hy het hom ver buite Kandelaar gaan opslaan. En daar het hy afgestonder, weg van die geraas. En ek wil vanmôre vir jou sê, ja, ons praat heeldag met die Here. Ek weet, baie mense sê, ek praat heeldag met die Here, dis wonderlik, maar daar is so 'n geraas heeldag rondom ons. Daar moet 'n plek wees waar ek tent opslaan, en sê, Here, nou is dit U en ek. Praat met my van aangesig tot aangesig. Praat met my dat ek U stem kan hoor.
Daar was tye wat Moses so kwaad geraak het. Op 'n stadium het hy die kliptafel stikkend gegooi, toe hy sien hoe die volk net weer terug hardloop op dit waarin hulle gewoond is. Moses het op breekpunt gekom. By Meriba, waar die volk met die Here twis, spreek die Here met Moses en hy sê, jy en Aaron moet met hierdie rots praat, en hy sal water gee, sodat ek verheerlik kan word voor die oë van die volk. En Moses gaan en hy slaan die rots. Want Moses was so moedeloos met hierdie volk. En in dit is hy ongehoorsaam aan die stem van die Here. In Exodus 33, vers 13 bid Moses en hy sê, Here, maak my dan tog net u weë bekend, dat ek u kan ken. Hy het soveel stryd ervaar, soveel opstand, as dit nie die opstand is van die volk nie, dan is dit die opstand van sy eie broer en suster. Die volk wat twis met God. En aan die einde van die dag, het hulle, wie geluister het na die stem van God, die beloofde land, die belofte in besit geneem. Ek wil vandag vir jou sê, as jy jou in 'n muis bevind, as jy vandag vir my sê, wie, ek is in hierdie omstandighede, ek is in hierdie doolhof en ek weet net nie hoe ek hier moet uitkom nie. Ek is al moeg gelê in planne maak in die nag. Wil ek vanmôre vir jou sê, daai tyd wat jy lê in planne maak, gebruik dit om met God te praat. Sodat jy sy stem kan hoor. En hy sal jou voet uit die struik uit lei. Wat ek leer uit die lewe van Moses, is dat God gee rigting. Maar om daar die rigting te behou beteken, ek moet die herder se stem ken en ek moet dit volg, ek moet dit doen, ek moet dit gehoorsaam ten spyte van en ongeag van wat rondom my gebeur. Moet ek tyd maak om met God te ontmoet. Dan is daar 'n tweede persoon in die Bybel, Elia. Elia was 'n mondstuk van God, hy was die profeet van God, hy was die spreekbuis, hy was die kanaal, wat deur God met sy volk gepraat het. So Elia het die stem van die Here gehoor, hy het die stem van die Here geken. En dan kom die woord van die Here en God stuur vir Elia, en hy sê vir Elia, gaan sê vir Agab, net slegs op grond van my woord sal dit reën. Maar daar sal geen reën val totdat ek dit sê nie. En onmiddellik nadat Elia dit vir Agab gesê het, kyk, Agab het mos gesê, Elia is 'n moeilikheidmaker. Hy het gesê, hy is die beroerder van Israel. As hy vir Elia sien, dan sien hy moeilikheid kom, want hoekom? Elia gee rigting, Elia verkondig die stem van God, en hierdie konings maak wat hulle wil. Hulle volg hulle eie rigting, en daarom sê hulle, Elia is 'n beroerder. En wat vir my so wonderlik is, Elia se lewe is in gevaar, want Jezebel en Agab wil hom doodmaak. En dan kom God in 1 Koning 17 vers 3, en hy sê vir Elia, nadat Elia gedoen het, wat die Here sê, hy, gaan hier vandaan af weg, en draai jou na die ooste, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos is van die Jordaan. En jy moet uit die spruit drink, en ek het aan jou aan die kraaie bevel gegee, om jou daar te onderhou. En hy het gegaan en gehandel, volgens die woord van die Here. Nou wat vir my so mooi is, Elia bevind hom in moeilikheid, maar hy doen net wat die Here sê hy moet doen. En hier, partykeer voel ons as mens, maar hy die Here van my vergeet. Ek is in hierdie omstandighede, ek is in hierdie verdrukking. Weet die Here ooit waar hy is? Ken hy my situasie? En ja, hy weet presies waar jy is. En hy voorsien, voortydig. En hier kom God en hy sê vir Elia, Elia, gaan steek jou weg, by Krit. Ek het klaar voorsiening gemaak. Ek het klaar vir die kraaie gesê om vir jou kos te bring. Nou mense, kraaie was onrein diere. Kraaie voed nie eers hulle eie kleintjies nie. Kraaie pik oë uit. Kraaie eet vrot vleis. Kraaie teer op alles wat dood is. Kraaie was die mees onwaarskynlikste voël wat jy wil hê moet vir jou kos bring. Maar God voorsien, en Elia word gevoed. Die Here het nie vir hom gesê hoe lank hy daar moet wees nie. Hy het gesê, gaan steek jou weg, by die spruit Krit. Nou wat interessant is, Krit in die Hebreeus beteken to cut or to break. Die plek waar Elia homself moes gaan wegkruip, gaan wegsteek,
Die naam van hierdie spruitjie beteken om breekpunt te bereik. Maar Elia is gehoorsaam. Jy sien en Agab was so ver van God verwyder en Jezebel was hierdie manipulerende vrou wat haar sin gekry het. Maar God het Elia rigting gegee. Elia kon niks opgaar vir die dag van môre nie. En mettertyd, omdat daar nie reën geval het in die land, het hierdie spruit ook begin opdroog. En ek dink Elia moes seker dag vir dag sien hoe die water minder word. Al hoe minder diere kom om water te drink, en hierdie spruitjie is besig om op te droog. En sekerlik kon Elia in sy binneste gedink het, hierdie spruit is besig om op te droog. Ek beter so lank plan maak vir môre. Want ek bevind my in hierdie omstandighede, as hierdie spruit op is dit op, wat dan? Maar ek sien nie een keer dat Elia met die Here daaroor twis nie. Elia bly by die spruit krit. En weet, partykeer werk God omstandighede in ons lewe, juis om geloof in ons harte te bou. Partykeer gebeur daar juis dinge met ons lewe, sodat ons minder kan vertrou op dit wat ons weet, en dit wat ons sien, en dit wat ons het, sodat ons vertrou in hom kan plaas, en sê, Here, ek is op breekpunt, as dit nie vir u is nie, Here, my geloof is in u. Die woord sê, die regverdige sal deur die geloof lewe, nie deur die geloof en dat ek sien hier's water in hierdie spruit, of deur die geloof dat ek sien hier kom die vleis nie, maar in die geloof dat ek weet ook môre sal God voorsien het. En dan kom daar 'n vreemde opdrag van die Here. U sien, wat vir my interessant is by Elia, hy het nie 'n enkele tree gegee, voordat die volgende tree se opdrag nie gekom het nie. En partykeer is ons so haastig, om planne te maak, dat ons die tree gee en onsself heeltemal verdwaal. Maar God gee rigting. En die Here sê vir Elia, in vers 9, maak jou klaar en gaan na Sarfat in Sidon. Bly daar. Daar het ek 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Nou mense, vir ons lyk dit soos 'n goeie plan. Hier gee die Here die volgende opdrag. Hy gaan nou Sarfat toe, en 'n weduwee gaan in sy behoeftes voorsien. Die Here sê, ek het klaar in 'n weduwee se hart gewerk, om in jou behoefte te voorsien. En hierdie pad na Sarfat, loop in 'n oopte. Met ander woorde, Elia gaan heeltemal oop wees, almal kan sien, daar loop 'n man. Maar meer nog, is die Here stuur om Sarfat toe, in Sidon. Nou hoor hierso, Jezebel se pa is die koning van Sidon. Sy kom van Sidon af. So hier lyk dit, en hierdie plek, Sarfat se naam, in die Hebreëus beteken dan ook, 'n smelting furnace. Dit klink vir my soos die hoender se vere word gepluk by Krit, en dan beland hy binne in die pot, by Sarfat. Maar hierdie man vertrou God, want hy ken die Here se stem. En daarom staan hy op, en hy loop. Ons sal dalk dink, nee, Here, moet nie vir my sê, ek moet dit gaan doen nie. U stuur vir my nou reguit in die vyand se bek in. Maar Elia redeneer nie, want Elia ken die stem van die Here. Hy staan op, en hy gaan na Sarfat. Elia se moeilikheid kon baie groot gewees het, maar sy gehoorsaamheid en sy vertroue in die stem van die Here werk 'n verlossing, nie net vir hom nie, maar ook vir die weduwee. En hy kom by hierdie weduwee, nou 'n weduwee in daardie tyd was arm. So om te dink, 'n weduwee gaan in jou behoefte voorsien is onmiddellik, wow, 'n weduwee. Nie iemand wat werk en wat kos het nie, 'n vrou wat nie 'n man het nie. En dan kom hy ook by hierdie weduwee. En sy was so arm, sy was besig om die laaste voor te berei. Die laaste olie en die laaste meel. En dan gaan sy en haar seun sterf. En die Here het vir Elia gesê, ek het klaar in 'n weduwee se hart gewerk om in jou behoefte te voorsien. Sekerlik moes hy daar gekom het en gedink het, ja, dan is dit een brood, koek, of wat ook al. En toe sy die Here alreeds in haar hart gewerk het, om gehoorsaam te wees aan die Here te stem, toe hy vir haar sê, gee eerste vir die diensknegt van die Here,
in haar gehoorsaamheid om dit wat sy haar laaste vir die Here te gee, toe voorsien God in haar behoefte. God is getrou. Partykeer is die plek waarin hy lê, die plek wat vir ons die mees onwaarskynlikste lyk, waar voorsiening gaan wees. Maar die ken van die Here se stem bring die verlossing. En Elia het die verlossing aanskou. Wat vir my wonderlik is dat God te alle tye weet waar sy diensknegte is. Dat God te alle tye weet waar sy kinders hulle bevind. En as jy vanmôre kind van God is, wil ek vir jou sê, die Here weet presies waar jy jou nou bevind. Die Here weet presies hoe dit met jou gesondheid gaan. Die Here weet presies of jy 'n kramp in jou klein toontjie het. Die Here weet wat in jou bankbalans aangaan. Die Here weet wat jou adres is. Die Here weet wat jou gemoedstoestand is. Die Here weet waar jy jou op hierdie oomblik bevind. Hy ken jou diepste begeerte. Hy weet waarna jy honger, waarna jy hinker. Maar meer nog, hy weet wat jy nodig het, meer as wat jy weet wat jy nodig het. En hy het alreeds voorsiening getref. Maar dit beteken, staan op en gaan na die plek toe, waar ek met jou kan ontmoet. Staan op en gaan na die plek toe, waar my belofte in vervulling gaan kom. En dit is wat met hierdie volk Israel moes gebeur het. Hulle kon nie in Egipte Godse volk word en die belofte ontvang. Hulle moes opstaan en deur die woestyn gaan, wat 'n moeilike tyd was. Mense, ek dank die Here baie daar, dat ek nie daai tyd gelewe het nie, want kamp en sand werk nie vir my nie. Ek sou die moeilikste mens gewees het om mee saam te lewe. Maar die volk vat hulle deur hierdie tyd. En aan die einde van die dag is dit hulle wat geloof in wie God is, wie in hierdie beloofde land in besit neem. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie, wanneer ons geloof in God plaas en gehoorsaam is aan sy stem. Here, ek het vertroue. Jy sê ek moet nou hier aftrap. Here, maar ek weet nie hoe lyk dit daaronder nie. Dan volg jy sy stem, want hy het jou beste belange op sy hart. God se opdrag maak nie altyd sin nie, want ons het beperkte intellek. Maar die logischste ding is om te doen wat die stem van die Here sê, want hy lei jou altyd op die regte pad. Ons moet net bereid wees om in gehoorsaamheid te reageer. Ons moet bereid wees om nie staat te maak op ons eie intellek, ons eie oordeel of ons eie standaard van dit wat ons dink goed en reg is nie. Ons moet sê, Here, my eie ek, my eie redenasie, Here, sit ek een kant, ek volg u stem. Jy sien, geloof is om God te vertrou. Geloof is 'n vaste vertroue. Geloof sê, Here, ek weet nie en ek sien nie, maar ek doen wat u sê. Geloof is om die stem van die Here te vertrou, sonder om allerlei uiterlike tekens te vra. En ek hoor so baie, dat kinders van die Here sê, ons het die Here gevra, vir hierdie teken en vir hierdie teken en vir daai teken. Ek wil vanmôre vir jou sê, mense, dis 'n teken van ongeloof, want as jy geloof het in God se stem, dan gaan jy vir hom sê, Here, wat is die volgende tree? En sy stem gaan vir jou sê, wat die volgende tree is, sonder dat daar 'n uiterlike teken dit gaan bevestig. Ons behaag God deur geloof te hê in wie hy is. Geloof te hê in sy karakter. Nie geloof te hê in hierdie dingetjie wat in plek val en hierdie dingetjie wat gebeur nie. Nee, mense, ons hoor die stem van God en ons reageer daarop. God se pad is 'n geloofspad, want hy is ons herder. En wanneer vrees ons wil oorweldig, wil ek vanmôre vir jou sê, onthou, hy weet waar jy is. Moenie vanoggend sê, God het my vergeet nie. Soms voel dit vir ons vertrou die Here en dinge word steeds nie beter nie. Maar Elia het nie van krit af opgestaan, voordat die Here nie vir hom gesê het, beweeg nie. Sien, Elia, dink ek, was soos 'n tyd van 2 jaar by hierdie spruit weggesteek gewees. En in al hierdie tyd kon hy lankal gedink het, joh, is dit nie daarom nou al tyd om aan te beweeg nie. Maar wat vir my van Elia uitstaan, is sy stille vertroue in God. En wag. Partykeer wag ons lank
vir 'n belofte in vervulling te kom. Partykeer wag ons lank vir antwoord op gebed, maar moenie in daardie tyd jou eie planne begin maak nie. Waar God se stem jou lei, het hy alreeds voorsien. En baie keer op die mees ongewoonste maniere. Al wat belangrik is wat in 1 Petrus 1, ons lees gedaar. Hoe wil die Here hê moet ons hele lewe inrig? 1 Petrus 1, vers 14, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat van tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe staan, wees heilig, want ek is heilig. Wat wil God van ons hê? Hy wil hê dat ons gehoorsaam sal wees. Hy wil hê dat ons lewe sal inrig volgens sy wysheid. En waar kry ek sy wysheid? Ek kry dit by hom. Ek kry dit nie by 'n profeet nie, en ek kry dit nie in 'n boek nie, en ek kry dit nie noodwendig in 'n droom nie, en ek kry dit nie by die dominee of by die pastoor of wie ook al nie. Ek kry dit by die Here om sy aangesig te soek. Hy wil hê ons moet hom vertrou. Hy wil hê ons hele lewe te standaard moet vertel van sy heiligheid. Met ander woorde, elke besluit in my lewe moet God se heiligheid sigbaar maak. Wat God se standaard van reg is. Wat God se standaard van goed is en nie wat my standaard van reg is nie. Jy sien, partykeer het ons hierdie opinie van wat ons dink ons geoorloof is. Van wat ons dink goed en reg is. Terwyl die Israeliete in Egipte was, 'n land waarin hulle gebore is, hulle was 400 jaar slawe, daar's baie kinders gebore in Egipte, daar het baie mense groot geword, wat dit as hulle eie tuisland ken, maar alles wat in Egipte gebeur het, was nie noodwendig goed en reg nie. Dit het hulle oordeel vir dit wat reg is, verstik. Baie keer is daar soveel goed in hierdie lewe wat met ons kompeteer, wat met God se grootheid kompeteer. Mens kom op 'n punt wat jy voel, jy kyk na 'n fliek en die volgende oomblik word Jesus se naam gehoor en dan sit soos, mens kan nie eers meer fliek kyk nie. En dan kan 'n mens nou redeneer, ag weet jy wat, ons gaan geen vermaak hê as ons nou nie maar dat deur dit sit en kyk en sê, ag Here vergewe hulle nie. My God se standaard is dat dit sy naam word misbruik. En hy wil hê ek met my lewe inrig volgens sy standaard, volgens wat hy sê reg is. In Jesaja 28 vers 23 praat die Here met die volk en hy sê, let op en hoor my woord. So wat wil die Here hê, terwyl hierdie volk in ballingskap was, en hulle is weggevoer, en dit gaan met hulle so sleg, hulle is nie in hulle eie land nie, kom die woord van die Here, na sy profeet Jesaja, en hy sê vir hierdie volk, let op, en hoor my woord. As jy wil hê, dit moet met jou beter gaan, as jy weer in jou land bevestig wil word, let net op wat ek sê, en hoor wat ek sê, en doen wat ek sê, dan herstel ek jou. En vanmorgen wil ek vir jou sê, as jy op 'n plek gekom het, waar jy jou bevind en jy sê, ek sien hierdie doolhof, dit is so deur mekaar om my, ek maak nie kop of stert, van wat in my lewe aangaan nie, dit voel vir my, ek dobber net rond, wil ek vanmorgen vir jou sê, let op, en hoor die woord van die Here. En wanneer jy 'n tentjie gaan opslaan, en jy vat God se woord, en sê, Here, praat met my, gee vir my rigting. Here, is dit u begeerte ook vir my? Here, ek het hierdie begeerte na hierdie droom, hierdie behoefte, hierdie wat ook al, na hierdie ding. Here, is dit ook u begeerte vir my? Wat sê jy daarvan? En partykeer is dit nodig dat ons sal vas voor die aangesig van God. Dat ons onsself sal sê, Here, ek is op hierdie punt wat ek myself een kan sit en sê, Here, doen slegs u wil, praat met my. Ek wil vanmorgen vir jou sê, dis daar waar God se beloftes en vervulling gaan kom. Dis daar, in die tentjie waar jy sy stem hoor, wat sy beloftes in jou lewe in vervulling gaan kom. Dis daar waar jy teruggekom het op die pad, en nou kan jy die regte pad vat.
dis daar, waar die stilte gebreek is. Dis daar waar ek sy stem hoor, tree vir tree. Here, lei my. Wat vir my so mooi is, in Jesaja 48, praat die Here ook met die volk, en dan sê hy, julle wil nie gehoor het wat ek gesê het nie, en hy vertel dat hulle hom nie as God wil herken nie, en dat het met hulle gaan, omdat het met hulle gaan, omdat hulle hom nie wil herken nie, dan sê hy sê, maar van hierdie dag af, gaan julle nuwe dinge hoor. En ek wil vanmorgen vir jou sê, as jy dalk verdwaal het, nie dalk op 'n plek in jou lewe gekom het, waar jy sê, is soveel baie dinge wat uitgesorteer moet word, dan sê die Here, van die oomblik af wat jy die besluit neem, om te draai, en terug te gaan, waar jy die pad verloor het, gaan jy nuwe dinge hoor. Ek gaan met jou begin praat. Ek gaan vir jou die rigting aanwys. Is dit nie vanmorgen wonderlik, om te kan rus in hierdie wete, Here, ons dien nie 'n godsdiens wat leeg is nie. Ons dien nie 'n beeld met hande, of met ore wat nie eers kan hoor nie. Here, ons hoef nie nodig om kersies op te steek nie, vanmorgen dien ons die lewende God. En net die wete dat hy vanmorgen hier is soveel om sy naam groot te maak. Net die wete dat hy vanmorgen weet waar ek my bevind. Hy weet vanmorgen waar jy jou bevind. Hy weet presies wat in jou lewe aangaan. Hy weet ook presies wat nodig is om jou op die regte koers te kry. En ek wil vanmorgen vir jou sê, jy kan hom vertrou. Maar neem die eerste tree en gaan in die tent. Sê, Here, ek is hier om met u te ontmoet. Sien, daai tentjie wat Moses, daai een kant die kamp opgeslaan het hulle die tent van samekoms gedoen. Want daar het Moses met God gepraat, soos 'n man met sy vriend. En wanneer iemand 'n probleem of iets gehad het, dan het hulle daai persoon uit die laar gegaan, en hy na die tent van samekoms gegaan, en daar het Moses, wie God se stem gehoor het, in hierdie mense lewe inspraak gehad. Mense, ek en jy het God uitgevat uit Egipte. Hy het ons sy eie gemaak. Hy het ons gemaak om sy stem te hoor en met hom te kommunikeer, sodat ons ook rigting verander kan gee. En dat God daardeur verheerlik kan word. God is verheerlik deur die proses in Elia se lewe. Hierdie weduwee se seun het op 'n stadium dood gegaan, en God het hom teruggegee, en sy het God erken. Ek wil vanmorgen vir jou sê, eerste plek, as jy op 'n plek is en sê, Here, ek sien nie die volgende tree nie, wil ek vanmorgen vir jou vra, daar waar jy is, sê, Here, van hierdie dag af, 31 Julie 2016, wil ek 'n besluit neem, om te draai, en terug te gaan, na die plek waar ek verdwaal het. Here, hou u oog op my. Here, wys vir my die rigting. Here, bring u belofte in my lewe in vervulling. Here, ek is hier, gebruik my. Here, ek wil u stem hoor. Here, ek wil nuwe dinge hoor. Vars, nuwe dinge. So kom ons bid saam. Hemelse Vader, om in die teenwoordigheid te kom, is 'n voorreg. Here, en ek besef vanmorgen, om vanmorgen in die kerk te kan sit, is nie iets wat ons net op 'n oggend besluit, en sê, ag wie wat, kom ek gaan net bietjie nie. Vanmorgen is dit deel van 'n heiligmakende lewe, 'n lewe waarin ons oorgee en sê, Here, dis tyd, dat u totaal en al beheer vat van my lewe. En ek bid vanmorgen, Here, elkeen wat vanmorgen hier sit, van voor tot agter, u wat weet waar elkeen van ons bevind, ons bid vanmorgen, Here, dat u in ons lewens ingryp, en dat ander u heerlikheid en die rigting in ons lewens sal aanskou. Dankie, Here, vir verlossing. Dankie, Here, vir vrymaking. Dankie, Here, vir oorwinning. Dankie, Here, vir voorsiening. Dankie, Here, dat ons vanmorgen net kan rus in die feit van wie u is. En ek bid vanmorgen, Here, dat hierdie gemeente so 'n plek sal wees. Here, 'n plek waar ons in u teenwoordigheid kom, om verkoop te word. 'n plek waar ons die stem hoor. 'n plek waar ons kan uitgaan en u woorde van lewe en krag gaan verkondig. Dankie, Here, dat u so intens in elkeen van ons sal belangstel, die fynste detail. En Here, dat u werk na sukses. Dat u werk om die beloftes in vervulling te bring.
Dankie Here dat ons vanmôre weet, dat U woord sê, U is wakker oor U woord. En Here, wanneer ons U woord hoor, en daarop reageer, dan gebeur dinge. Ons bid Here, dat die gewig, en die majesteit, en die heerlikheid van U volheid, in ons lewe sigbaar sal word, vir mense daar buite. En dis ons gebed in Jesus naam. Amen.